Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons drink. Ek lees die baie interessante storie van Mohammed Rafi. Hy het 'n potloodwinkel diep in die hart van Teheran se Grand Bazaar, baie bekende bazaar met amper so 'n doolhof van winkeltjies wat net uit 3 vierkante meter beslaan. En die hele 3 vierkante meter is vol gekleurde potlode wat hy verkoop. 50.000, so wat 50.000 beweer hulle, van tot 200 kleurskakerings. Maar hy is 'n besonderse interessante man. Hy meen en sê ook dan gereeld dat dit is so belangrik dat 'n mens 'n liefde moet hê vir wat jy doen. Dat dit nie noodwendig gaan oor wat jy doen nie, en ons het almal verskillende plekke of spasies wat ons vol staan. Maar om net te oorleef in daai spasie is 'n baie destruktiewe ding. Hy's ergens afgeneem waar hy uiterste moeite doen om 'n kind te help om 2 kleurpotlode wat daar in haar versameling ontbreek op te spoor. En hoe hy moeite doen om werklik net met sy kliënte kontak te maak. En hy sê ook hoeveel vreugde dit hom bring, ongeag groot of klein, wat daar stop en 'n potlood soek. En dat hy ingestel is daarop om hulle gelukkig te maak. My so laat dink dat dit weer eens in die minder opsigtelike en soms oënskynlik geringe invloedsfeer daar groot goed kan gebeur. Ek het jare terug, toe ek geleentheid gehad het om gereeld op te gaan tree op plattelandse plekkies by manne ontbyte, vroue landbouunies en 'n klomp ander plekke, was ek altyd verstom oor hoe daar mense is wat sonder veel sensasie 'n groot verskil in die gemeenskap maak. En dat dit hulle hele lewensdoel is. Nie net oor finansiële gewin in die geval ook van Rafi nie, maar in dit wat dit vir iemand mag beteken. Roeping vind telkens plaas in die oënskynlik geringheid van 'n situasie. Ergens lees ek, beskryf iemand dit baie mooi. Our calling is not to seek a bigger stage, but to be faithful where we stand, trusting that God measures our lives not by their size, but by our obedience and love. Ook baie tragies eintlik is dat daar geen van sy kinders, hy het net een seun wat sy eie beroep het, belangstel om dit oor te neem. En dit my ook laat dink dat ons tog moet weet dat al is ons geroepe om te doen wat ons doen, dit tog ergens gaan oorvat. Of kom ek stel dit so, dat dit ergens gaan ophou en niemand dit gaan oorvat nie. En 'n mens gee jou staanplek eintlik dan op om plek te maak vir 'n staanplek wat kom in die werklike Grand Bazaar. Daarom sê Paulus, vir hom is die lewe Christus en die sterwe wins. En al smag hy om by die Here te wees, leef hy nou sy roeping voluit uit, totdat daardie blye dag aanbreek. Waar jy ook al geplant is, gaan voluit, doen voluit jou dinge, en asof vir die Here, en weet dit is waarvoor hy jou roep, maar weet ook dat jy op pad is, na 'n plek in die Grand Bazaar. Jy kan hierdie gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, of kan vir my skryf, eugenekemp@me.com.